Goeienaand aan almal. Baie welkom. Dit is lekker om julle almal te hê, die mense by die huis. Dis ons maak nou klaar. Sjoe, ons is 5 weke aan die gang gewees. Kan julle dink? Die tyd gaan verskriklik vinnig verby. So ek hoop dit was julle regtig baie lekker gewees. Ons gaan nou breek, dis nou vakansie, blykbaar. Ek het nie meer kinders in skool nie, maar as dit seker vakansie is, dit vakansie. So dis vakansie en dan begin ons eerste Sondag, dink ek is 17 Oktober. En ek sê sommer vir julle, as julle 17 Oktober kom, gaan die feesmark al hier wees en ons moet goed skuif. So die kerk gaan skuif na daai gedeelte toe en julle kom by daai kant van die kerk in, hier van 17 Oktober af. So weet maar net reg daarvoor. Dan gaan ons in November is daar so 4 weke. Ek dink die vakansie begin ook redelik laat in Desember. Dis nie vroeg nie, ek dink daar's nog 2 weke in Desember, dink ek. So ek het gedink dat ons so 'n 2 of 'n 3 weke kursus doen of 'n reeks doen oor 'n boek wat ek met die Ou Testament gemis het. Wat 'n ongelooflike storie is en ons gaan eintlik in ons laaste kwartaal daaroor preek. Ester en Daniël. Daai 2 boeke. En dit dek is so 'n stukkie geskiedenis wat nie ingepas het in ons geskiedenis nie. Ons het laas gepraat in die Ou Testament, die van julle wat die kursus gedoen het van die mense wat in ballingskap weggevoer is en toe die wat teruggekom het. Maar hulle is van die mense wat agtergebly het. En die vraag is, hoe leef jy in 'n Persiese koninkryk? Hoe leef jy in 'n plek wat nie jou huis is nie? En hoe maak jy daai plek jou huis? Julle sal onthou in Jeremia, daai profesie mos gekom waar die Here gesê het, julle moenie min word, julle moet baie word, julle moet die belange van die stad bevorder. Maar dis ongelooflike 2 mooi verhale wat ek dink net so mooi gaan inpas. So, ek hoop dat julle, ons kom nou vanaand by die tema uit ons glo, maar voor ons gaan afsluit met ons glo. Maar ek gaan nog so ietsie doen voor ons glo. So 'n stukkie weer net die laaste periode dek van die geloofstories van die afgelope paar jaar. En dit is wonderlik julle dat, en ek hoop nie dit is vir julle te moeilik om net op 'n eenvoudige manier na hierdie reeks vir jou 'n paar goed te kan sê nie. Te kan sê, sjoe, dis 'n paar goed wat in my losgemaak is in hierdie tyd, oor my eie geloof, oor ander mense se geloof, oor die dinge wat gebeur het. Maar wat wonderlik is net weer dat terwyl ons op verskillende plekke is, ek het vir elkeen gevra dat julle moet vir my dink, wat is julle geloofskwessies? Wat is die goed waarmee julle mee besig is en wat nou aktueel in julle lewe is? Dat te midde van dit en ons verskillende maniere presies dieselfde Here met ons besig is. Dit is ongelooflik. Ons vergeet dit. En as jy dit vergeet, dan raak geloof verskriklik moeilik. As jy nie verstaan dat daar so 'n stukkie misterie ook is in hoe die Here pad met elkeen van ons stap nie, wat ons self baie keer nie eers verstaan nie, maar wat so in jou lewe ontvou. En ek gaan vanaand daarmee afsluit. Ons gaan hier saam nagmaal gebruik. Soos wat ons begin het, heel in die begin onthou julle, die eerste gelowiges. Hulle het baie eenvoudig brood gebreek en hulle die wyn geskink en dit gedrink en daarmee iets kernagtig in hulle lewens bely. So ons het die reis van geloof nou geneem. Julle sal onthou, ons het ver terug begin by die eerste gelowiges en toe het ons so deurgegaan, die gemeentes, die kerkvaders, die reformatore, en ek het julle kerkvaders se name geleer wat julle nog nooit van gehoor het of gaan gehoor het, maar 'n bietjie van kon gelees het. En ek het weer van mense soos Martin Luther en Johannes Calvin gepraat. En ons was deur oorloë en ons was deur pestilensies en ons was deur verskille en ons was deur allerhande politieke en ekonomiese realiteite en koninkryke en paus en whatever, deur al daai goed. En in die einde van daai verhaal kom op en ons sê, ek glo. Wat 'n ongelooflike wonder is om te dink, sjoe, deur al daai goed het iewers dit by ons uitgekom. Ek vermoed die meeste van ons het ons geloof geërf.
Ek vermoed die meeste van ons is in Christelike huise grootgemaak, wat 'n ongelooflike voorreg is. Maar jy moet jou geloof vir jou toeëien. Jy kan hom nie net erf nie. En dis waar die wonderlike ding met jou gebeur. Selfs al bereik jy 'n hoë ouderdom, dat jy op 'n plek kom en sê, dis am snaaks, nee, as jy oor kerkgoed praat, hoe jou herinneringe terugkom van jou ouers, en jou oupas en oumas, en van die ouer mense van huisgodsdienst, en van die hallelujas, en van al daai goede, en hoe daai sentimente, nie net sentimente raak nie, maar vir jou lewe kry. En skielik jy bevind op 'n plek wat baie anders is as jare gelede met jou, toe jy groot geword het, of jou voorouers. Maar hierdie snaaks dat jy nie net jou eie geloof in perspektief sien nie, skielik sien jy jou oupa en ouma, en pa en ma, waar hulle moes geleef het. Klomp goed waarvan jy waarskynlik nie eens kennis dra, want ons was te klein of kinders gewees. Maar hulle het geglo, en op 'n manier is ons in daai tradisie, en ons maak kinders groot, en is nie altyd maklik nie. En is nie altyd dat kinders sommer net glo soos wat jy gehoop het hulle moet glo, en hoop dat hulle is soos wat hulle is nie. En dis die wonderlike ding van geloof, dat dit ook insluit. So, die een ding net weer, wat aan mekaar kom, geloof kan nie net geërf word nie. Jy moet dit toeëien. Jy moet dit toeëien van waar jy nou is in jou lewe, wat met jou gebeur het, wat om jou gebeur, en jy moet waag om dit te bely. Jy hoef nie nuwe woorde te gebruik nie. Jy kan maar net sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. Maar as jy dit sê, moet daai bewuswyn in jou loskom en te kan sê, iets het met my gebeur, iets het my verander. Dat hierdie selfde woorde wat oupa Grootjie gebruik het, en wat die eerste generasie Christene gebruik het, vir my regtig iets in my lewe kom beteken. So, ons het met ons reis, kom ons vat net gou ons reis deur. Ons het gekom by die eerste 100 jaar, ons het gekom by die eerste 300 jaar. Onthou julle hoe eenvoudig dit was? Ek hoop julle onthou hoe kompleks dit was. Dit was vrek moeilik geweest. Hulle het van die begin af, het julle onthou, het mense gesukkel met die hele vraag, wat moet ons nou doen? Daar is ons daai mooi stukkie, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe sê hulle, die Heilige Gees is nou uitgestort, en toe kom Petrus, en toe lewe hy die toespraak. So, as jy nou vir iemand iets verduidelik godsdienstig, dan verstaan daai persoon dit mos nou, dan moet jy sê, aha, ek verstaan dit. Nadat Petrus sy hele toespraak lewer, en hy verduidelik wat nou hier gebeur het in Handelinge, vra hulle vir hom, en wat moet ons nou doen? Ongelooflik. Wat moet ons nou doen? Wat moet ons nou anders doen? Wat vir jou net sê, dit was nooit 'n kwessie gewees dat geloof net in gelowiges se koppe geleef het nie. Geloof het altyd hierdie ongelooflike praktiese kant gehad. Wat mense, as dit net was, dat ons dit deur 'n boek moes aandra, sou dit nie noodwendig die betekenis gehad as wat ons dit aandra, omdat dit geskied deur die vrug van die Gees nie. Goedheid, nederigheid. Dit is wat die verskil maak. Dis nie noodwendig, kyk, julle weet ons sukkel ons altyd met die ding van dat jy die kennis in jou kind se kop probeer kry het. Maar dit gaan nie oor dat jy die kennis in 'n kind se kop kry nie. Hoe leer jy 'n kind glo? Ons sê, geloof is kennis en vertroue. Ons lees die Heidelbergse katekismus, nê? Dit gaan nie net oor die kennis wat jy inkry nie, maar dit gaan dat dit iewers 'n aha moment raak, dat dit iewers prakties raak. Mense verander nie sommer maklik nie, julle weet dit. Veral nie noodwendig deur kennis nie. Onthou julle toe hulle die geloofsbelijdenis van Nicea, toe het hulle ons nou gestem en gesê, okay, ons almal gaan nou hierdie manier glo. Toe gaan hulle terug huis toe glo hulle weer anders. So, dis wat ons verander is liefde, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, die vrugte van die Gees. Dis wat ons verander. En ek dink die uitdaging vir ons is, wanneer ons oor geloof praat, dat ons
hierdie twee tradisies bymekaar hou. Die een kant van dit wat ons geleer het en dit wat ek verander het, maar aan die ander kant wat ons regtig verander is die praktyk wanneer jy saam met mense dinge beleef en doen. So ons gaan op 'n stadium met mekaar praat. Jou kop gaan nie deur die Bybel, jy moet my nou mooi luister en verstaan. Jou kop gaan nie maklik deur die Bybel verander word. Net jou kop nie. Die Bybel verander jou lyf ook. En dis wanneer jy jou lyf verander, dat die evangelie lewendig en kragtig raak. So, toe het ek gedink, ons gaan, en dit wat ek nou vanaand vir julle sê, ek hoop julle het dit gesien in al die stories, van die eerste apostels, tot die eerste gemeente, tot die kerkvaders, tot vroeë gemeentes, tot toe hulle die Bybel gekry het, reg deur die hele storie, tot in die reformatie, was dit die ding. Dit het nooit gegaan oor 'n leerstelling per se nie. Dit het gegaan vir Luther en Calvin gegaan oor die wêreld waarin hulle geleef het en goed wat hulle gesien gebeur het. So ek het gedink om vanaand met julle net die stukkie dan nou te doen voordat ons kom by ek glo wat aan die einde gaan wees. Die stukkie net te doen van ek gaan nou nie die 500 jaar doen van 1500 na die reformatie tot ons tyd nie, maar ek gaan 'n spesifieke klein stukkie doen. Want wat gebeur het na die reformatie? Julle sal nou onthou vroeg in die eerste 2-3 eeue, nê, voor die Bybel, het ons hierdie eenvoudige belydenisse gekry. Onthou julle dit? Ons het gepraat van die leringe van die 12 apostels, dis die Didache, en daarna het boeke van die Bybel gekom, en daarna het belydenisskrifte gekom, die apostoliese belydenis, die belydenis van Nicea. Onthou jy, dis 300-400 jaar. En toe daar amper 1000 jaar tyd verbygegaan waar daar nie noodwendig belydenisse was nie. En skielik toe die wêreld verander, en hier is die cue, as die wêreld verander, dan moet mense reoriënteer. Ek vermoed ons is in so 'n tyd. Ek vermoed, dis hoekom ons oor geloof moet praat. Ek vermoed dat ons nog nie verstaan wat COVID aan ons gedoen het. Ons verstaan nie hoe ons wêreld verander het nie. En wat met ons gebeur is, ons is besig met 'n reformatie, want dinge is anders en ons lywe moet daarby kan uitkom. So toe was daar die periode van 1000 jaar en toe skielik by die reformatie, toe kry jy, so wat gebeur as jy krisis kry? Dan bring dit gelowiges by die punt om hulle geloof te bely. As daar krisis kom, dan moet dit gebeur. So toe het ons hierdie belydenis gehad en toe vir 250, 300 jaar geen belydenisse nie. En toe met die Tweede Wêreldoorlog, toe trek ons los, toe kom daar weer 'n warboel geloofsbelydenisse. En ek wil net daai stappie met julle doen, want een van daai geloofsbelydenisse het 'n verskriklike groot impak op ons gemaak, en ons kerk gemaak. En is nou nog vir mense 'n moeilike situasie, ons kan nou daarby kom. Maar die hele punt van, jy moet jou geloof weer en weer kan bely. En ek gaan weer en weer vir Prof Willie Jonker aanhaal. Prof Willie Jonker is al 'n hele tydjie oorlede. Hy het nie hierdie omstandighede gesien kom, wel hy het nie daarin geleef nie. Hy het in die vorige generasie geleef van 'n, ek weet nie wanneer hy presies oorlede is nie, al wat ek weet, ek was die laaste wat by hom klas gehad het, en dis in die vroeë 1990, so dit is nog eintlik voor die nuwe Suid-Afrika. En ek het vir julle 'n paar stukke oor sy boek hierso, wat ons nou gaan lees. En hy het nie in hierdie, en dis asof hy ook dit weer skryf vir hierdie omstandighede. Wanneer dinge moeilik raak vir gelowiges, het hulle die ingebore neiging om hulle geloof te bely. En ons gaan vinnig daarna kyk. So waar ek die prentjie net vir julle wil optel, is net na die Tweede Wêreldoorlog, het daar skielik 'n string van belydenisse na vore gekom. Maar voor die Tweede Wêreldoorlog het daar iets gebeur in Duitsland, wat 'n groot impak gehad het op Christendom en moderne Christendom. So julle sal bewus wees van die Hitler se nasionaal-sosialistiese beleid in Duitsland, in die begin van die 1930s. Nou onthou in die begin van die 1930s hier in Suid-Afrika, ons is dan nou net deur die Spaanse griep, ons is deur al die droogtes,
Onthou jy die eerste keer wat ons gedoen het? Dit was seker die moeilikste, dink ek, 20 jaar wat ons moes hanteer. Met lewensverlies, ekonomie wat in duie stort, die groot depressie, droogtes, en boop alles beklei daar in die kerk oor, is die Pink Piet debat en die stryd tussen hoe ons die Bybel moet lees. In daai jare, verskriklike moeilike ding, dis in Suid-Afrika. Maar in Duitsland gebeur daar toe interessante ding. Hitler kom aan bewind en hy dryf 'n nasionaal-sosialistiese politiek. En wat hy probeer doen is, hy kry die steun van die meeste Christene in Duitsland. Het julle dit geweet? Soos wat ek lees, 40 miljoen protestante, 20 miljoen katolieke. Die meerderheid mense ondersteun die idee dat ons 'n suiwer kerk gaan bou. En hulle noem dit die Duitse Christen. Is 'n herlewing wat letterlik ontstaan om alle Duitsers te kry om in te koop by die Duitse Christen en die suiwer kerk, wat 'n nasionaal-sosialistiese politieke bedeling gaan bring. Ongelooflik. Julle sal nou weet, baie van ons ouers was pro die Duitsers gewees, oupas en oumas. Dis verskriklik moeilik, is nie sommer, jy kyk nou gou internet wat daar in Duitsland aan die gang is nie, jy hoor die dinge gebeur, maar jy het net nie 'n lekker perspektief daaroor nie, so dis nie asof, ek het nou half met 'n skok besef, asof almal daai tyd in afgryse vervul is oor Hitler nie, inteendeel, mense het hom gelaf, was ongelooflik geweest, en ook in Suid-Afrika, van ons voorgeslagte, het die Duitsers ondersteun, daarvan hulle wat hier sit. Dit word ek vertel, ek het nie in daai era geleef nie. En wat toe gebeur is, daar kom 'n groep Christene, en hulle sê nee, 'n klein groepie. Hulle sit hulle voet neer, en hulle sê, ons is die bekennende kerke, of die beleidende kerke. En een van hulle voorstanders was 'n man met die naam van Dietrich Bonhoeffer. En ek wou eintlik vir julle nou 'n stukkie video vanaand oor hom gewys het en nog 'n stukkie ingesit het, maar ek het nie. Maar ek gaan vanaand eindig. Daai laaste gebed wat ek vanaand gaan lees, is Dietrich Bonhoeffer se gebed. En Dietrich Bonhoeffer beywer hom om amper weer presies dieselfde as Luther en Calvin en presies dieselfde amper as Paulus weer, om net te sê nee, dit kan nie reg wees nie. Dit kan nie rym met wat die evangelie vir ons leer nie. So Dietrich Bonhoeffer is as gevolg van dit, daar was 'n storie geweest dat hy deel was van 'n komplot om eintlik Hitler om die lewe te bring. Ek weet nie oor die historiesiteit daarvan nie, maar hy is as gevolg daarvan gevangene geneem en vir baie lank in die tronk gebly. En hy het 'n boek geskryf. Weet julle wat is daai? Hy het 3 boeke in die tronk geskryf, weet ek. Vandag is Dietrich Bonhoeffer se gebede en sy boeke ongelooflik om te lees. Dis ongelooflik, veral in ons tye, waar ons leef in moeilike uitdagende tye. En hy het 'n boek geskryf, The Cost of Discipleship. Ek dink ons het nog 1 of 2 kopieë hier in die media sentrum. As jy ooit oor daai boek kom, doen jouself 'n guns, gaan lees Dietrich Bonhoeffer se lewensverhaal. Hy kom vorentoe en hulle besluit, hulle gaan 'n verklaring uitreik. Hulle noem daai verklaring die Barmen-verklaring. En die Barmen-verklaring was toe net 'n verklaring deur die bekennende kerk om net te kan sê, weer eens, ons kom by 'n belydenis om te kan sê, ek glo in God, dis wat ons glo. Ons glo in dieselfde God, maar ons glo 'n paar goed wat hier radikaal verkeerd gegaan het. En hulle het hulle dit onder hulle aandag gebring. Die Barmen-verklaring, ek lees vir julle gou daarin onder bladsy 2, daar's so 'n Engelse stukkie daarin. The Barmen Declaration and the Theological Declaration of Barmen in 1934. In view of the delegates to the synod that met in the city of Wuppertal Barmen in May 1934, the German Christians had corrupted church government, so hulle het hulle genoem the German Christian movement, by making it
subservient to the state, and had introduced Nazi ideology into the German Protestant church that contradicted the Christian gospel. En toe het hulle gegaan, en ek wil julle moet dit weer sien, presies net soos die ander belydenisskrifte. Onthou julle Guido de Bres, wat die belydenisskrif geskryf het, Nederlandse geloofsbelydenis, en toe gooi hy dit oor die keiser se muur aan die ander kant te val. Die mooi ding van belydenisskrifte, dis nooit negatief nie, dis nooit neerhalend nie, dis nooit beskuldigend nie. Dis die ongelooflike ding. Al het mense gesterf en al het hulle jou gesin doodgemaak en jou vriende doodgemaak, het Christene nooit bitter geraak om wanneer dit by belydenisse of protesteer kom. Hulle was nooit lelik gewees nie. Hulle was nooit haatdraand gewees nie. Inteendeel, hulle het juis, nou ek wil julle moet dit in gedagte hou, wat doen Christene wat protesteer in moeilike tye? Maak hulle die lewe moeiliker vir mense, of dra hulle by tot die lewe? Onthou wat Jeremia vir hom, en daar in Babel moet julle baie word, julle moet die belange van die stad bevorder. Hou op om te huil langs die riviere, en gooi julle liere in die water, en kom, ons bou aan 'n, maar julle die belydenis van die geloof moet opbouend wees. En daarom sal julle sien, het hulle, daar het hulle byvoorbeeld net 5 of 6 stellings gemaak. Baie eenvoudige stellings waar die Barmen-verklaring bestaan het, en julle kan daarna gaan kyk, sterk standpunte rondom dit. Wat vir my baie interessant is. Punt 4, the church should not be ruled by a leader, the Führer. There is no hierarchy in the church. Kyk gou punt 5. Nou dink julle gou oor ons eie verlede, né? The state should not fulfill the task of the church and vice versa. Die staat en die kerk, sê hulle, het 2 verskillende rolle te speel. Want as die staat die kerk se rol begin speel, dan moet jy pas op, dan gaan moeilikheid kom. En as die kerk die staat se rol moet vervul, né, dan gaan die kerk, dis nie die kerk se rol om dit te doen noodwendig nie. Maar baie interessant wat hulle gesê het, the state and the church are both limited to their own business. Baie interessant in daardie. Therefore, the Barmen Declaration rejects the subordination of the church to the state and the subordination of the word and spirit to the church. En toe wat gebeur is, hierdie ding, so hulle is doodgemaak, en dit het gelyk of die mense wat geprotesteer het met die Duitsers, of hulle niks gaan doen nie, geen verskil gaan maak nie. Hulle almal is gevang, hulle is doodgemaak, hulle is van die vloer afgevee, en tog het die Barmen-verklaring, amper soos die reformatie julle, was die vonk, om net na die Tweede Wêreldoorlog, reg deur die hele wêreld, Christene te laat opstaan en te kan sê, nee, ons gaan nie dit duld nie. So na die Barmen-verklaring, het daar 'n klomp belydenisskrifte na die Tweede Wêreldoorlog opgekom. En die Barmen-verklaring het ook in ons eie konteks in Suid-Afrika 'n baie belangrike rol gespeel. En ek wil gou iets net met julle daaroor doen. Baie van julle sal nou baie bekend wees met die Bellaar-belydenis. En ek weet nie of julle 'n bietjie van die geskiedenis daarvan weet of wat daar voorgeloop het nie, behalwe dat dit amper soos in die 1930s mense verskriklik omgekrap het. Want kan julle onthou, hy het nou weer gaan lê eintlik. Ek kan baie goed onthou, en jy kan nou self dink hoe jy voel as jy die woord die Bellaar-belydenis noem. Ons eie Stellenberg-belydenis en die meeste kerke, waarvan ek van bewus is, sê in hulle beleidsdokumente, soos ons sê, ons glo in die 3 formuliere van eenheid, en in die belydenis van, ons aanvaar dit ook as deel van ons belydenis. Mag ons nog belydenisse bybring in die kerk? Ja, want belydenisskrifte is nie soos die Bybel nie. Willie Jonker het daai tyd geskryf, ek lees vir julle op bladsy 2. Historiese belydenisskrifte het bepaalde bepalings en is vatbaar vir revisie en aanvulling. Jy verander belydenisskrifte. Belydenisskrifte is nie soos die Bybel nie. Belydenis is 'n voortgaande aktiwiteit van die kerk. Belydenis is nie finale formulerings van die Bybelse leer nie. Dit het met ander woorde nie
onaantastbare autoriteit nie. Wat belydenisskrifte dan doen, hoekom ons belydenisskrifte het, dit haal die evangelie vir daai konteks baie sterk uit. En dien as dit lig daai stuk waarheid of daai krisis moment lig dit uit. Wanneer jy belydenis kry, het jy onder Christene verskillende menings. Altyd. Onthou jy die geloofsbelydenis van Nicea? Verskille. Toe hy aanvaar is as amptelike geloofsbelydenis, nog verskille. Nie ophou verskille nie. Presies is dieselfde met die Nederlandse geloofsbelydenis, die Dordtse leerders, die Heidelbergse katekismes, die Barmen-verklaring en ook ons eie Bellaar-belydenis. Dis nie 'n kwessie dat toe die kerk die synode dit toe nou aanvaar het, almal julle sal nou weet, nee, ons moet stem daaroor. By die synode dat almal nou sê ons is fine daarmee nie. 'n Klomp mense was omgekrap daaroor en is nou nog omgekrap daaroor. Ek kan onthou Stellenberg het daai belydenis al in die net begin 2000 dink ek aanvaar. Ons is die gemeen, ek was toe nog nie hier nie, ek was eers in 2004 gekom, maar dit was die belydenis is hier al baie vroeg, weet ek, as deel van ons kerkbelydenis is dit aanvaar, terwyl 'n klomp kerke nog baie ongemaklik was. Ek kan wel onthou dat met ander woorde, ons kom half uit 'n kultuur waar die mense sê, hoorie, daar is van ons wat ongelukkig is daaroor, maar die meeste van die mense het dit aanvaar as belydenis en gesê, hulle verstaan die sin daarin. Wat vir my interessant was, ek kan onthou dat ons 'n paar jaar daarna, hele paar jaar daarna, weer so 'n tipe van 'n ding gedoen het. Verbasend hoe die politieke klimaat van die land 'n verandering begin kry het op dit. Dat mense nog meer begin vashak het by die politiek agter Bellaar. Wat ook weer sê, ons geloof word baie sterk beïnvloed deur ons wêreldbeeld, deur ons kultuur, deur wat met ons gebeur het. En nie almal van ons kom uit presies dieselfde kultuur, wêreldbeeld nie, maar ons bely dieselfde Here. So dis waar die moeilikheid vir ons is. Ons glo in dieselfde Here, maar ons kyk na daai selfde Here vanuit die lense van ons eie genetika. En dit is verskriklik moeilik. En ek wil julle, as ek vanaand een ding kan, wil ek julle uitdaag om dit te kan doen. Om jou uit die skoene uit te kan tel van jou konteks. En jou net in die skoene van die ander konteks te gaan sit en weer van daai kant af te vra, hoe is dit dat mense God anders beleef? Julle sal weet dat daar nie 'n kans is dat julle kinders noodwendig of julle familie, is daar godsdienstige spanning in julle huise? Dat behoort te wees baie keer, want ons kinders glo ook nie soos wat ons glo nie. Hulle is anders, maar hulle kyk na dieselfde Here, maar van 'n ander kant af miskien, of van baie verder af. Party mense sê, maar ma en pa dink ek is nie 'n gelowige nie. Maar die punt is net, hulle verstaan nie my perspektief van waar ek kyk nie. Dis nie 'n kompromie nie. Dit is net, dis belydenis. So, uitdaging, klim in die skoene van die ander belydenis. So, toe, wat gebeur het, ek agtergekom, dit het 'n groot invloed gehad op die Bellaar belydenis. So, ek weet nie waar jou gedagtes lê met die Bellaar nie, maar ek het die belydenis vir julle aangeheg heel agteraan, die volledige Bellaar belydenis met die begeleidende brief. Want miskien het jy hom ook lanklaas gelees, en miskien gaan jy verbaas wees om hom nou weer te lees en te sê, wat jy nou dink, as wat jy toegedink het in daai tyd. So die Bellaar belydenis kom uit 'n klomp gebeure in Suid-Afrika, en ek wil so vinnig daardeur gaan, ek wil nie lank daarby vashak nie, want ek wil by die gedeelte kom ons glo. Die Bellaar belydenis het eintlik gekom van 'n gebeurtenis in 1960. In 1960, weet julle, was daar die Sharpeville gebeure, waar 'n klomp mense hulle lewens verloor het, en dit was 'n groot krisis geweest. Die wonderlike nuus daarvan is, dat al die kerke in Suid-Afrika toe besluit het, hierdie ding is verskriklik, ons wil nie sulke goed hê nie. En toe al die kerke, insluitende die NG Kerk, en die Nederduits Hervormde Kerk, 8 kerke wat deel is van die Wêreldraad van Kerke, het in Kottersloo by mekaar gekom, en vir mekaar gesê, julle, hierdie ding, 1960, hierdie ding stuur op 'n ramp af. Ons moet
Die beleid wat apartheid volg, is nie in lyn met wat ons in die evangelie glo nie. 1960. So wat gebeur? Daar kom selfde ding wat in Barmen gebeur het. Daar kom hierdie grit aanvoeling. Julle sal nou weet wat by Kottesloe gebeur het, is dat die NG Kerk en die Nederduits Hervormde Kerk onttrek het uit die Wêreldraad van Kerke. Omdat hulle nie kon saamgaan met wat op Kottesloe gebeur het nie. Omdat daar ongemaklikheid binne was, omdat die NG Kerk op 'n manier, dan sê nou die teologie van apartheid op 'n manier na die tafel toe gebring het. So jy kan verstaan, 1960 was daar spannings daar, en ek kan nou vir julle, daar's baie interessante name wat jy kan noem, wat jy sal resoneer. Sterk kerkmanne, groot synodemanne wat daai goed gedryf het en gesê het, nee, ons kan nie, ons moet onttrek. En toe gebeur 'n ding binne die NG Kerk. Binne die NG Kerk is daar spanning. Want van die mense sê dis verkeerd en van die mense sê dis reg. En nou kry jy in 1960 daai stryd. Maar niks het daarvan gekom nie. Die NG Kerk en Nederduits Hervormde en hulle twee het ook toe uitmekaar uit begin dryf, né, as gevolg van dit. Met die ander kerke wat nog deel is van die Wêreldraad van Kerke. In 8 jaar later, 1968, toe het 'n man met die naam van Beyers Naudé het 'n memorandum geskryf, The Message to the People of South Africa. En Beyers Naudé se hoop was om, soos Dietrich Bonhoeffer, 'n beweging van die bekende kerke aan die gang te sit binne die NG Kerk, want die NG Kerk het toe al onttrek daan, in die hoop dat dit sal gebeur. En die hoofboodskap daarvan was dat apartheid nie maar net 'n stuk praktiese politiek was nie, maar 'n ideologiese alternatief was vir die evangelie, amper soos wat met die Barmen-verklaring gebeur het. Dat Hitler se nasionaal-sosialistiese beleid wou die kerk 'n suiwer kerk maak. En so op 'n manier, né, baie dieselfde, wou die apartheidstipe van 'n teologie van segregasie van die NG Kerk 'n suiwer kerk maak. En net soos by Barmen wat Bonhoeffer gesê het, sê Beyers Naudé, dis nie net 'n politieke alternatief nie, dis lynreg teen die evangelie, dit is net lynreg teen die evangelie. 1968. 14 jaar het niks regtig verder gebeur nie, want die stroom was net te groot gewees. Tot die belydenis van Bellard. Daar was nog 'n klomp ander dokumente wat ek nie gaan noem nie, geloof en protes en 'n klomp ander goed, kerk en samelewing wat later ook gekom het. Maar 1982 is die belydenis van Bellard toegevorm, juis op hierdie model van die Barmen-verklaring en juis op hierdie model van ons is op 'n punt van wat ons kan nie verder so aangaan nie. Hier moet iets anders gebeur rondom dit. En julle kan 'n stukkie lees daaroor die Bellard belydenis, en die belydenis het gegaan oor 'n paar goed, en julle kan sien oor die artikels wat dit oor handel. Dit het gegaan oor Christene se geloof in die drie-enige God, die eenheid van die kerk as die gemeenskap van die heiliges, die eenheid van die kerk, die versoende gemeenskap, en dan hierdie punt 4, wat ek kan onthou, en ek kan so goed onthou, want ons het by punt 4 vasgehaak, nee, teologies, gesê, yes, dis bevrydingsteologie, dis 'n dwaalleraar om hierdie punt aan te hand, kan sê, God is nie besonder die God van die noodlydendes. Wat ironies is, dit is presies wat die Bybel oor God sê. Hy is vir die sondaars, hy is vir die mense wat seer kry en swaar kry en die noodbehoewendes. Maar daai enkele puntjie, sal julle weet, het groot debat uitgelok. Ek kan dit so goed onthou. En toe het ek daai tyd gesê, ek het gewonder, altyd gesê, die probleem van die meeste van ons wat nie hierdie belydenis kon aanvaar nie, is dat ons nie met hierdie noodlydenis kon assosieer noodwendig nie. Toe het ek gewonder daai tyd, sê nou Suid-Afrika verander dat ons die noodlydendes word. En dis wat nou gebeur het. Die Bellard belydenis het ons belydenis geword. Want nou is die staat daar en ons het hier. En ons doen presies. Ons voel nou soos wat hulle in 82 en 86 gevoel het teenoor die staat.
Presies so. Presies so. En vrintie waar die Bellaar belydenis het ons belydenis geraak. En nou bely ons met gemak. God is in die besonder die God van die mense wat in onregte behandel word. God is die God van die mense wat seer kry en swaar kry, van die plaasmoorde, en wat hulle ook hulle werk verloor. Of dit nou wit of swart of wat ook al is. Maar so interessant, né? Binne, ons praat nou van 40, dit is 40 jaar, 30 jaar, 86. Ja, hulle kan nou self gaan uitwerk. Dit is nie 'n kort tydjie nie. Die meeste, my kinders, weet niks van daai konteks nie, want hulle is nooit, maar ons kom uit daai konteks uit. So julle kan gaan kyk oor die Bellaar belydenis, gaan lees dit weer 'n bietjie agter, en dan sal jy iets daarin sien, maar net weer, dit was ons laaste belydenis wat geskryf is. Wie weet, miskien bring COVID en die spanning wat nou in die kerk is 'n nuwe belydenis. Willie Jonker se perspektief is, jy moet nie ophou om belydenisse te skryf nie. Hulle moet soms so 'n lang lys sê. Jy sê, ek glo nie in Guido de Bresse se belydenis, en ek glo in die Nederlandse geloofsbelydenis en die Heidelbergse katekismes en die Dordtse leerreëls en die Barmen-verklaring, want wat sê dit vir jou? Ek leer uit geskiedenis uit. Ek leer hoe goed verander het. En ons geloof word gevorm, en dit sluit so mooi aan geloof groei, geloof verander. En hoe die belydenisskrifte laat die lig op die Bybel val op maniere wat ons net nie voorheen gesien het nie. Maar jy kan maar weet, dit maak mense ongemaklik. Want belydenisskrifte begin nooit noodwendig uit die meerderheid nie. Dit begin gewoonlik van grondvlak af, wanneer die waarheid van die evangelie en van Christus bedreig word rondom dit. So julle kan daai gedeeltjie gaan lees. Ek wil hê ons moet gou spring na bladsy 7 toe. En ek wil vir julle hierdie gedeeltjie lees, want ek wil nou uitkom by ons geloof wat ons vandag bely. Dit is daar bladsy 7, die woord in die tyd. So die gedeeltjie kom uit professor Willie Jonker se boek Bevrydende Waarheid uit. En ek het gedink, hy sluit sy boek hiermee af, nadat hy al die belydenisskrifte hanteer. En ek wil dit vir julle lees, net dat jy jouself begin plaas van waar jy self staan. Of dit is rondom jou politiese denke oor die land of die omgewing, of dit is oor jou eie geloof, oor dinge wat met jou gebeur het, dat jy sukkel om te glo, dat jy seer gekry het, en dat jy voel God is ver, en soekend is rondom dit. So ek wil dit vir julle lees, maar julle moet net mooi lees in die teks. As julle die teks lees van die kerk, dit is ons 'n verskriklike lekker ding om altyd te sê, die kerk, asof nie ek of jy of enige een 'n deel is van hierdie kerk nie. Ek wil hê dat in die plek van die kerk elke keer, jy lees ek, maar dat jy lees my geloof. Want jou eie geloof staan nie los van die kerk nie. En dit raak so maklik om die kerk te isoleer, te sê ek is nie deel van daai kerk nie, of dis nie hoe ek is van die kerk nie. So ek wil hê julle moet dit sommer so iets daarin lees. Hoor wat sê hy? Ek het nie die boeke hier nie, maar ek dink daai boek is gepubliseer in die 1990s. Ja. Die kerk, of dan my eie geloof, kan hom nie losmaak van die wêreld waarin hy leef nie. Net daai punt. Jy kan nie jou geloof losmaak van wat elke dag met jou gebeur nie. Die kerk is opgeneem in die geskiedenis en is voortdurend geroep om allerlei nuwe situasies in die lig van die skrif te toets. Is nie mooi nie? Dit sê nie vir jou, jy kan in jou studeerkamer gaan sit en jy kan hy Bybel so lees en hy gaan vir jou die waarheid net daar gee nie. Jy moet by jou deur uitgaan na die wêreld waarin jy leef. En jy moet daai evangelie, soos by Barmen, soos by Tye, moet jy daartoe vat. Want dit is waar jy die skrif toets. Jy toets hom nie waar jy sit en jy Bybelstudie doen en jy die skrif onderworp aan jou eie rasionale redelike denke soos wat jy dink nie, nee. Die kerk kan dit egter nie uit 'n verwyderde en geïsoleerde posisie ergens bo of buite die wêreld doen nie.
So met ander woorde, dit is integraal belangrik dat gelowiges vandag hulle nie isoleer van die wêreld en die realiteite, asof ons eerder in die kerk 'n suiwer plek wil wees. Julle verstaan? 'n Suiwer plek wil wees nie. Ons wil onsself nie kontamineer nie. Die ding sê nee, dis juis in die wêreld waarin ons ons sin vind. Die kerk self is deel van die wêreld en die tyd en daarom betrokke by die kulturele, morele veranderings en verskywings wat in die loop van die tyd plaasvind. Ek lees nou vanoggend 'n ding net oor mense wat weer ongelukkig is. Nou blameer hulle die verligting daarvan. Weet julle wat was die verligting? Dis nou die Renessans, die 16de eeu. Hulle sê, dis wanneer die goed verkeerd gegaan het. So dis altyd maklik vir gelowiges om die wêreld te blameer en te sê, kyk hoe lyk die wêreld. Dis die wêreld se skuld. En die wêreld moet eers verander, nê, voordat ek kan verander. Die wêreld verander jou. Die Renessans was nie uittreksel van die bose nie. Die Renessans het vir ons die reformatie gebring. Die Renessans het vir ons die lewe gebring wat ons vandag ken. Ons noem dit die moderne lewe. Anders het ons nog vandag gelewe en onthou julle wat was voor die Renessans? Die donker eeue. So, vra altyd vir mense, wat is die alternatief? Nee, hulle het nie alternatief nie. Hulle sê, okay man, gaan dan terug donker eeue toe. En dan kla jy weer dan en sê, yes, ek hoop die wêreld was anders geweest. So, jy kan nie altyd kla oor hoe die wêreld is vandag en sê, dit moes anders geweest nie. Dis hoe dit is. Die woord moet deur die kerk in die tyd verstaan en vertolk word, ten einde die tyd en sy tendense profeties te kan beoordeel. Maar dit word bemoeilik deurdat die kerk self sy lees van die skrif beïnvloed word deur die tyd waarin dit lewe. So dis net so moeilik, nê? Ons sukkel om die skrif in daai ding te lees en 'n ander konteks te lees, want dit word sterk bepaal deur hoe ons groot geword het en ons kulturele oorwegings. Jy gaan nie sommer jou perspektief verander as jy noodwendig so groot gemaak is om goed te lees en te verander nie, maar dis waar groei kom. Nou hierdie is vir my nie mooi. Die gevaar vir die kerk. En Willie Jonker haal 2 kante uit. En ek wil vanaand, waar jy ook al is met geloof, of dit is met jou eie goed, of dit is met jou stryd oor die land, die kerk, of wat ook al, of mense, gaan goed dit net in ag neem. Hy haal 2 goed uit. Die gevaar is gevolglik altyd lewensgroot, dat die kerk, of my geloof, so met die tyd gelyk gestel kan word, dat dit maar net die opvatting van elke tyd in die skrif terugvind en religieus sanksioneer. Dan kan die kerk nie objektief teenoor die tyd staan om in die lig van die bevrydende waarheid van die evangelie daarop te laat val nie. Ok, julle weet nou wat is hierdie. Miskien ken jy mense of jy sê self dan. Dis die opmerking. Sjoe, die kerk het maar nou net soos die wêreld geword. Die kerk het nie meer, die kerk het, en ons noem dit sekularisasie. Dis mos nou een van die groot goed wat ons sê, ons moet beveg. Ons moet sekularisasie beveg, want sekularisasie het gemaak dat die kerk maar soos die wêreld geword het. So aan die een kant, dis nou die een argument, hy sê aan die een kant, moet jy nie toelaat dat die gemak van 'n moderne wêreld jou so gemaklik maak, dat jy nie jou profetiese stem kan nakom om 'n gelowige te wees in die tyd nie. En ek vermoed, en ek sê dit nie, ek vermoed, daar's soeke 2 kante, ek vermoed 'n klomp van die dolerende kerke vandag voel hierso. Julle kan nou vir my help en sê of julle ook so dink. As ek baie van die Kairos netwerk so goed gaan lees wat daaroor gaan, dan is dit gelowiges wat hulle teleurstelling uitspreek oor die politieke gebeure, oor die gebeure in Suid-Afrika en oor die Christelike verval wat plaasgevind het in 'n tipe van 'n sekularisasie. En wat doleer nie op sig ween en sê, sjoe, ons voel die kerk het sy getuienis verloor. Nie almal voel so nie. 'n Klomp mense voel weer in die heel ander kant rondom dit. Maar nou wil ek gou vra, so wat gewoonlik gebeur as jy nou al hierdie verskillende groepe het, die dolerende kerke aan die een kant en die liberale ouetjies aan die ander kant, né?
Dis nou interessant hoe jy sê, waar is jy? Is jy nou konservatief of is jy liberaal? Die doleerende kerke sê hulle is deel van 'n konservatiewe beweging wat hulle baie spesifiek beywer vir die vir die Bybel wat die onfeilbare woord van God is. Nou mense kan dit beoordeel en sê okay, ons val nou eintlik terug na 'n ou manier van interpretasie toe wat ons in die moeilikheid gebring het. En nou kan jy allerlei kritiek daarop lewer. Maar ek wil jou gou vra, klim gou uit jou skoene uit en klim gou in die skoene van mense wat so voel. Dan vra ek, hoekom voel hulle so? Want hulle lewens word bedreig en hulle kry seer. Daar's 'n rede hoekom mense so voel. Dis aan die een kant. Maar aan die ander kant kan presies dieselfde geld. Hoor wat sê hy? Maar omgekeerd, hier op bladsy 8 aan die ander kant, is die gevaar ook net so groot dat die kerk bly vashou aan die opvattings en die standpunte van die vorige kulturele periode en meen dat dit met die waarheid van die skrif saamval. Is dit nie mooi? Dit sê presies dit. Sê die gevaar kan bly dat jy so teruggryp na 'n verlede toe dat jy presies doen wat jy nie wou gedoen het nie. En dit is dat jy nie saam met God beweeg in 'n veranderde nuwe wêreld nie, maar terugbeweeg na 'n ou wêreld waarin jy nie met jou geloof relevant kan leef nie, omdat jy leef in 'n nuwe konteks. En dan word dit onmoontlik om werklik die lig van die skrif op die huidige situasie te laat val. So die een ding is die stryd tussen die mense wat wil verander en vernuwe, is die stryd tussen die ander mense wat weer wil bou. Nou kan ek vir julle vra, hoe lank is daai stryd al in die gang in die Christendom? Gaan dit ooit ophou? Okay, hierdie is 'n belangrike punt. So aan die een kant toe dink ek nou, so jy ken mense in jou eie lewe wat in verskillende van hierdie segmente lê so op 'n lyn. Jy ken mense, daar het ons nou hierdie boek, so hulle also aan die twee kante, die doleerende kerk aan die een kant, wat baie spesifiek gaan, en ons is nou ongelukkig in hierdie eie gemeente in die storm van daai ding, alhoewel ons preek nooit daaroor en ons sê niks daaroor nie, is die hele storie oor dieselfde geslagverhoudinge. Wat interessant, nie die minderheid van die kerk is nie, maar die meerderheid van die kerk wat oor jare half by synode besluit het, tot die punt gekom het kan sê, as ons die skrif in daai konteks lees, dan moet ons anders dink daaroor. Okay, maar gegeewe dit, aan die een kant. Aan die ander kant het hierdie ding ook begin ontstaan 'n klomp mense wat net sê, as julle so wil dink, dan wil ek niks met die kerk te maak hê nie. Ben de Tooy se boek wat gegaan het oor dat hy uiteindelik, dankie, tog bevry is van sy geloof. En dis nogal erg, want Ben was 'n dominee gewees. En Ben het hier gestaan, hier waar ek staan, en hy het Pinkster by ons gedoen. Maar klim in Ben se skoene. Hoekom voel Ben so? So as jy nou by 'n kerkvergadering kom, dan is daar daai spanning tussen daar. Dis in die jong dominees, as hulle dis die liberale ouetjies en hulle skerm vir Ben en sê, jy weet, maar Ben het 'n ding beet. En dan aan die ander kant mense wat so voel. Klim in mekaar se skoene rondom dit. Daar's redes hoekom mense so voel. En ons ken mense wat ook so voel. Nou wil ek vir julle vra, is dit al alternatief? Is dit al geloofsalternatief? Sluit geloof die dolerendes uit en sluit geloof die aanhangers van Ben se boek, sluit dit uit. Dit sluit dit ook nog in. Want God se genade geld nie minder of meer vir die een nie. Wat net weer so mooi is, as jy gaan kyk, ek het nou weer na die Kairos netwerk gaan kyk, oor die paar dolerende gemeentes, daar's nou 'n ander perspektief hoekom mense vir hulle vies is, maar gaan oor die manier waarop dit gedoen word gevoel, dis nie die manier waarop dit doen nie, maar die punt nou geneem. In daai ding bely hulle presies wat ons bely, ons glo in die ekumeniese simbole, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Dordtse leerreëls en die Heidelbergse katekismus. Okay, daar staan nou nie Bellaar belydenis nie. Maar bo dit staan, ons glo in die een Here, Jesus Christus, God Vader, Seun en Heilige Gees. So nou, wat is essensieel?
Gaan ons altyd stry oor hierdie goed? Ja. Gaan ons met 'n geloof kan lewe wat hierdie verskille kan insluit? Of sluit geloof dit uit? En as jy eers by daai punt kom, nou wil ek vir julle 'n ander vraag vra. As jy iemand in die dood verloor het, as jy ernstig siek geraak het, as jy met depressie sit, as dit met jou moeilik gaan, is enige van hierdie standpunte relevant? Irrelevant. As mense seer kry en swaar kry, dan raak dit irrelevant oor wat op die vraaiings van die mat is. Want dan raak dit relevant oor wie God is. Baie interessant. Ek het gehoop, die COVID sal ons van ons sinne beroof om te kan sê, my liewe, julle word net vir 'n slag wakker. Wat 'n krisis. Hoe kan ons aanhou, maar dit is ons. Ons geneigtheid is om dieselfde patroon aan te gaan. Weereens, ons verander nie maklik nie. Waar verander jy? Jy verander, weereens, nie in jou sitkamer as jy gaan Bybelstudie doen, en jy kry mense wat jou eie teologiese perspektiewe ego nie. Dit versterk net wat jy glo. Waar geloof grondvat, is waar jy dit kan vat, en jy gaan na die markplein toe, en jy gaan, jy besoek jou eie pyn, en jy besoek ander mense se pyn, en jy laat jou toe om in hulle skoene in te klim. En jy relativeer jou eie geloof heeltemal. Nou interessant by kinders gedoen, hè? By kinders wat deur verskriklike moeilike goed gaan, en net nie kan glo nie. Relativeer jouself en gaan staan waar hulle staan, en dan raak God se genade vir jou baie anders as jou eie genade, want ons het nie baie genade van ander mense nie. Maar as jy in die skoene staan, het jy baie genade. So kyk net hierdie ongelooflike ding. So waarheid kan ons nie objektief beoordeel as ons net sit en ons sê ons sit met 'n waarheid nie. Ons leer dit baie in die besonder ken daar waar ons gesprek is met die Bybel in ons hede, waar ons gevorm word. Daar's daai baie mooi teks van 1 Korintiërs 13 wat sê, dis asof ek agterkom, ek gaan nou so 'n bietjie langer aangaan julle, want ons gaan vroeër klaarmaak, so ek gaan nie nou breek vir koffie nie. Dit voel vir my baie keer dat die stryd is tussen liefde vir God en liefde vir jou medemens. Ek hoor baie gereeld die beskuldiging, mense wat akkommoderend is, en dan nou of gay mense toelaat, of wat ook al toelaat, dat hulle iets van die waarheid laat gaan. Terwyl, ek het nou maar ek wil nou iets anders sê, en ek nou vergeet wat ek wou gesê het, ek is op 'n punt nou, ekskuus, val my nou in die rede, 1 Korintiërs 13, liefde. Liefde vir God, liefde vir die medemens. Dit voel vir my baie keer dat daar gesê word, love for God trumps love for your neighbor. So die spanning wat ontwikkel, dat daar gesê word, mense wat akkommoderend is, hulle is humaniste. Dit is baie interessant, die reformatore was almal humaniste, Christen humaniste. As hulle nie humaniste was nie, was ons nie waar ons vandag was nie. So, humaniste is nie ateïste nie. Mense maak humanisme, Desiree Erasmus was 'n groot humanist, en is Desiree Erasmus wat die Grieks en die Hebreëus gaan lees, onthou julle, wat ons Bybel, wat Luther geïnspireer het om die Bybel in Duits te vertaal. Dankie tog vir Erasmus. As nie vir Erasmus was net Luther nie dit gedoen nie. Liefde vir God, liefde vir jou medemens. Baie mense hoor ek sê, hulle het God liewer as om jou medemens lief te hê en 'n kompromie te moet maak wat jou geloof betref. Asof hierdie twee in spanning met mekaar staan. 1 Korintiërs 13. Al praat jy die tale van engele en al besit jy die kennis, maar jy het nie liefde nie, het jy 'n galmende simbaal geraak. So ek wil hê ons moet kom by laaste stukkie, bladsy 6, geloof in hierdie tyd. By ons eie geloof. En ek wil hê mooi weer terugdink
ons gaan nou nog net so 5 minute wees. Ek wil hê jy moet terugdink aan al daai karakters in die Bybel waar ons deur is. Maar ek wil nie hê jy moet dink aan hulle as deel van die geskiedenis of deel van die kerkdogma nie. Ek wil hê jy moet hulle dink as mense wat soos jy en ek geleef het. Paulus, Stefanus, Augustinus, Irenaeus, daai eerste kerkvaders, Makarios, die biskop van Jerusalem, Eusebus, hulle twee was in mekaar se hare gewees. Luther, Calvin, en so gaan die lys aan. Dietrich Bonhoeffer, Beiersnodee, en so gaan die lys aan. Geloof was, as ek daar moet dink, vir my mooi, wat is geloof? Geloof was altyd 'n respons van gelowiges. Daar waar hulle die Here kom ontmoet het in hulle lewens. Eintlik dis die respons waar die Here jou kom ontmoet. Onthou julle wat ek vir julle laas gesê het? Jy kan jou dood soek vir die Here. Miskien is jy moeg gesoek vir die Here want jy kan hom nie kry nie. Maar geloof is daardie ongelooflike respons wat by jou opkom wanneer jy God in jou hede ontdek en jy het nie gedink hy gaan daar wees nie. Onthou julle ons het by uitgekom het. Dis punt 1. So ons geloof het 'n baie praktiese applikasie in kant. Julle sal onthou dat, en juist dit is, dat ek hoop dit vir jou so is. Nie die pad wat jy met die Here noodwendig stap nie, maar die pad wat die Here met jou stap, dat dit jou sal uitbring in jou tyd, by wysheid en insig. Wat sal jou help om die Here wat jy geërf het van jou ouers, in jou eie moderne wêreld te sien, in hierdie Suid-Afrika in hierdie hede. Die tweede ene, onthou ons is nooit op dieselfde plekke nie. Ons mag nie self die Here aanbid, maar ons is op dieselfde plekke nie. Party mense doleer, party voel hulle val uit, maar ons glo in dieselfde Here. En ek dink dit wat ons perspektief moet wees, ons moet ruimte kan gee, dat geloof nie een ding is nie. Geloof is daar waar die Here pad saam met jou stap. En daarom moet geloof nie 'n plek wees om vir mense te kan sê, as jy nie so glo, kan jy nie hier wees nie. En dis waar ek wonder, kan jy, die gemeente het dit vir my so geleer, en hierdie afgelope paar jaar was, van die interessantste jare wat ek in my lewe beleef het, want ek het hier beleef, dat mense, wie se kinders in selfde geslagsverhoudinge is, of self in sulke verhoudinge is, dat hulle kan tuiskom, en mense wat radikaal daarvan kan verskil, ook kan tuiskom. En die rede is ook net, omdat ons, en julle moet nou vir my sê as ek verkeerd is omdat ons nie van die kant sal afstaan en mense in een van daai kante af probeer indwing nie. Baie interessant. En ek sommer so persoonlike nota word nou opgeneem, so ek is nou op rekord. Ek dink Philip is nou al 3 jaar by ons, né? Hy is bevestig as die eerste gay predikant in die gemeente. Ek het hom nog nooit oor praat dat hy mense wil draai na sy perspektief toe. Inteendeel, hy wil net 'n goeie dominee wees. So ek het hier kom leer, dis moontlik. Ek het kom leer, daar waar mense, en julle moet nou weet, hier is van hierdie mense in hierdie gemeente, wie se kinders gay is, dat hulle beste vriende nie daarmee saamstem nie. Hulle is nog steeds vriende. Dit is ongelooflik. En wie jy, dis nie, en as jy met die kinders en die ouers daaroor gaan gesels, dan verstaan hulle dit ook, want hulle het ook dit reg gekry om uit hulle skoene uit te klim en in die mense se skoene in te klim, en kan verstaan hoekom dit vir hulle moeilik is. So kan ons dalk, dink julle, né, in 'n tyd waar COVID ons wêreld omkrap het, ruimtes vind, waar ons in dieselfde Here kan glo. Onthou, geloof is nie bedoel om die lewe vir jou moeiliker te maak nie. Dit is bedoel om jou te help. Kan ons dit doen? Ek vermoed, ons is gedruk, ons is gedwing daartoe. So hierdie hele opset waarin ons is, as gevolg van 'n klomp goede, is dit. En ek hoop dit bring ons by plekke om insig daarin te kan kry. So, die
kerk se storie was nooit maanskyn en rose nie. En wees maar reg, dit gaan ook nie in die toekoms wees nie. Dit gaan nie wees nie. Maar, julle, dit is die wonderlike ding, dit gaan 'n relevante plek wees vir 'n wêreld. Dit gaan nie 'n gemakplek wees nie. Ons is uit ons gemaksones uitgeruk met 'n klomp goed. En dis waar geloof. En ek wil vir julle afsluit met 2 tekste. Daai een wat ek dink die middelgrond is. Romeine 3 vers 23 en 24. Almal het gesondig en is ver van God. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Finish en klaar. Niks anders nie. Almal het gesondig en is ver van God. Niemand is naby en nader en beter nie. En almal word, al is hulle sterk in geloofoortuiging, is hulle nie anders as enigiemand anders wat genade verdien van God nie. Word onverdiend, die tweede teks. In Christus is dit nie van belang of jy Griek van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur liefde en dade oorgaan. Daai teks is 'n mooi om te onthou. Hulle sê al wat van belang is dat ons is geloof wat prakties posvat in 'n liefde wat tot dade oorgaan, want dit verander jou kop oor wat vir jou wag. So, wat is die geloof wat die Here vandag in jou deur sy genade kom losmaak? Is dit die pad wat jy gestap het, 'n moeilike pad miskien as gevolg van 'n klomp moeilike goed? Miskien moeilike goed in jou huis, en moeilike goed in jou land of in jou konteks, moeilike goed in jouself en persoonlikheid wat jy van ander af weghou. Wat net dink soos ander weet wat ek weet, dan is dit chaos. So wat is jou stryd daarmee? En hoe kom help dit vir jou in hierdie tyd? En dis hoekom ek gedink het ek wil vir ons afsluit deurdat ons saam die nagmaal gaan gebruik. En julle wat daar by die huis is, julle kan dit ook doen. Omdat dit vir ons op 'n baie besondere manier net weer terugvat na daai groot klomp genade wat die Here vir jou in jou lewe gee. En ek weet, miskien mag jy vanaand kom en baie ver van daai genade af voel. Maar ek wil jy sê dat jy vir jouself vra, hoe ontmoet die Here my nou in hierdie tyd? Hoe maak hierdie genade nuwe dinge in my los? En dis nie die einde nie, onthou, hy gaan aan. Volgende week kom maar weer ander goed. Maar dankie die genade dat die Here my nooit in dit los nie. U het my in die verlede so oorvloedig geseën. Laat my nou ook die hardheid van hierdie hede aanvaar waarvoor ek staan. Laat my glo dat U nie meer op my sal lê as wat ek nou kan dra nie. Ek bly glo dat U vir my nou sorg en dat U alle dinge vir U kinders ten goeie laat meewerk. Amen.